hou van dit klam, bietjie vetterig, vet, styf, buigbaar. Ek is mos maar 'n buigsame mensiekie, maar jy kan ook nou nie die ding te veel buig. Ek wil ook nou nie agteroor buig nie, jy verstaan netjie. Maar hoekom praat ons oor buig? Jou is baie goetig. Ons gaan Goeders kyk. buig. Goeders buig en stop. En stop. Moenie nou stop nie. Moenie nou moenie stop stop nie. nie. Moenie stop Moenie nie. Moenie stop stop nie. nie. Nie nou nie. Nou, ander mense ken haar as mevrou Jolanda Maree. Ek ken haar as Jollie Sniffles Treater. Formidabele vrou en vriendin. Hoe het jy kom uit die korporatiewe wêreld, Jolanda. En nou staan jy voor Himalayan Salt. Hoe het dit gebeur? So ja, iewers kry ons genoeg van die korporatiewe wêreld. Ja. Nee, ek het 'n Delhi droom my lewe lank. En ek maak kos vir almal my lewe lank. En ek Sy mos doen, sy doen. ma, onthou jy? Ja. Hulle het my ma genoem op universiteit. Dit was baie verfrissend. Maar ja, so nie die konsep is ek wou Delhi gehad het en dit was altyd die aftreedroom. So eendag as ons swak op te trek, eendag as ons in Hermanus aftree, eendag as ons in Kleinmond is. En toe besluit ons net Bogger dit. Hier is die biltongwinkel nou te koop. Ja. So ek het 'n loopbaanverandering gehad en ek het besluit hier's 'n oomblik en Julia sê vir my gaan drink koffie by Terina. Ek gaan drink koffie by Terina. Ek gee vir Terina, ek koop al 15 jaar my biltong by haar en dis die lekkerste in die dorp. Toe besluit ek net okay fyn. En toe sit 2 ure later terwyl ek vir Johan Skooman, my partner, ons twee maak kos. Al die jare maak ons die brisket terwyl Julius die brandewyn en kook gooi Sy met die tafel vol mense. sy gooi tequila. Ja. Johan het my die breinsuiker in geleer. Daar's so hy is ook skuldig. Maar ja, en toe besluit ons dis dit. Dan gaan ons met 'n Delhi. Toe sê Johan, ja, waar teken ek? Kom ons begin. So dit was nie 'n maklike pad nie. Ons het die biltongwinkel konsep waar ons behou en dan 'n bou op dit natuurlik. Ja. Maar nee, mens raak ek is lus om gesond te lewe, Henriet. Ja. Jy weet ek het 'n paar skeers gehad. Ja. So ons het almal bo 50 val al die wiele af. Ja, ek weet nie hoe oud is jy nie, ek's jonger. Okay, ek is nou bo 50. Ek sê dit nou, ek Wat vat het jy dit. die haar onder my Ek embrace. Maar ek het besef op 'n stadium, ek kan of op my amper sê gat sit, kan ek dit sê? Ek kan op my gat sit en seker word en corporate wees die hele tyd of ek kan begin wakker word en actually net my lewe lewe. Ja. En ek wil op my tekkie storm en ek wil doen wat ek wil doen en ek wil doen waarvoor ek lus is en bietjie meer kreatief wees en dis dit ja. En daai tevredenheid want dis iets wat regtig wat sy is. Sy praat nou van die ma op universiteit, maar jy's baie nurturing, Jolanda, en jy love kos, né? Jy love kos maak en jy kan dit nou hier uitleef, né? Want jy het nuwe produkte waar die Delhi deel nou inkom. Ja, presies. So ek wil daar 'n bietjie fokus op wat het die vrou van die huis nodig. Ons het professionele vrouens, entrepreneur vrouens, hulle het die tyd vir die goed. Joernaliste. Exactly. Julle lewe, julle werk belaglike ure. Ja. So die feit is daar's 'n behoefte aan mense wat sê luister, ek het 'n braaivleis vanaand, wat het ek nodig? Ja. Ek sê kom val in, ek het 'n mandjie vir jou. Ja. Jy gryp die mandjie, jy hardloop, ek e-mail jou invoice, jy EFT betaal my en dis dit. En jy bou alles Ek maak jou rypgemaakte stytjies vir jou geportion. Jou knoffelbrode is hierso, jou suurdeegbrode, jou jam, jou biltong, jou snacks. En die volgende oomblik wat jy vat is net, daar gaan ek vir my braai. Jy's so besig om die Afrikaner kultuur
heeltemal, ek wil nou nie in sy maai te stuur van die vrou maak die slaai in die kombuis Nee, en die man is by niemand die het tyd vuur. nie. So Nee, nou is vrouens almal by braai. die vuur. Almal is by die vuur. Yes, awesome. Nou is daar tyd vir 'n tequilaatjie. Daar's sy. Ja. So die konsep is net kom ons kuier en baie vrouens werk, hulle jaag hulle mal vir skoolkarre. Jy het jou lewe lank skoolkar gery, jy weet. Ja. Jy het die tyd nie. So ek maak burger patties, geportion, gevries, tel die boks op, gooi dit in jou diepvries. Ja. En dan weet jy jy's reg vir burgeraande met jou kinders en hulle maatjies. So dit gaan oor gerief. Ons wil 'n element van value add inbring. Okay. So die rypgemaakte steaks, die springbokpastei wat jy net gaan kwas met 'n eiertjie en bak hom in die oond. Maar jy maak ook van hierdie goed self. Ja. Amanda? Jy maak hom fout en Ja. Ek maak alles self. Ons maak ons Duitse saftwasser, ons lekker sitrone en appelsine saftwasser. Okay. Maak ons self. Dis Ons weeklik het word. ons het lekker gerookte gouda, Duitse gerookte gouda. Ons het rauwvleis van Frank Schidlowski. Ons het die keverwater van Thorsten Schidlowski van Swakop. Ja, ja. So ons probeer 'n bietjie gesonde elemente inbring. Ons het die plaaseiers van die vars plaas. So ons het 'n Switserse ou wat vir ons begin braaikaas maak. Wat tussen 'n halloumi en 'n camembert is wat lekker net op die kolle braai. Jy sit hom letterlik op die kolle. Ja. Ja, so die idee is net en dan het jy natuurlik jou game skenkeltjies. So as ons 'n kudu het, het ons 'n kudu. As ons 'n grensbok skenkel het, het ons hom. As ons hom het ons hom. Die dier wat daar is dan. So- So Jolanda, jy hou van diere. Ek weet dit is baie swaar. Ek kan definitief deel wees van die Sy slagproses. 10 honde, 2 katte, 3 bobbejane en 'n man. Die man is genoeg eintlik gewees. Ja. Ek moes beter geweet het. Maar ja, so die idee is ek bly definitief weg van daai deel van die besigheid af, Ja. sover as moontlik. Julius weet ook. Ja. Maar ja, so gelukkig het my man ons ook gejoin. Hy doen ons supply chain vir ons. Ja. En hy het sy eie bedryf wat hy dryf met restaurante en hotelle en goeders. Ja, ja. En ons doen portioning, so vir die toeriste industrie. Fokus ons baie om die tour guides te help. Hulle kom tel 'n boks op met klein pakketjies wat hulle vir die toeriste kan gebruik in die vir snack packs en sulke goeders. So Is die drank in jou boek? Nee, asseblief nie. Stel nie belang aan 'n dranklisensie nie. My pa het gesê dobbel en drank. Nee. As hy maar So. net weet, maar okay. Hy gaan die program kyk, wees nice. Hy's nog daar. Dis nie waar nie. Dis nie waar nie, oom Frikkie, dit Ja, is my nie. pa het my geleer matigheid. 1 whisky, 1 wit en 1 rooi wyn, ja. Okay, alles Jolly, goed. jy het nie vir hom geluister nie. Ek was met jou vriende, onthou jy? Wat het Okay, wat ek vir jou spesifiek wil vra is daar's baie jy probeer ook die plaaslike mark want ek love dit ondersteun. Soos die kieferwater, ek het met hulle van Oh My God. Ah ek het ja. met hulle onderhoude gedoen. So Ja. jy probeer ook 100%. die tannie op die plaas wat Yes. Jy's die Eiers. tannie. So hierso Lê het ons onder dan- so ons het 'n Switserse vrou, sy's pragtig, sy's getroud met 'n plaasboer hier Summerdown se kant toe. So sy bring vir my die amandel, die versuikerde amandels. ja. Dan doen sy ook vir ons seed snacks, honey seed snacks vir die glutenvry, suikervry opsies. En dan het ons enigiemand, jou ma se goed. Ken jy vir jou ma? Ek ken jou ma. Ja, ma van Noord. was al by jou ma. Hulle is amazing. Ja. So enigiemand wat iets maak met die hand by die huis wat dit wil verkoop, bring vir my 10, ons sit dit in die winkel, dan gaan dit uit. Ja. As die mense hou daarvan, kom hulle weer daarvoor. Eetprodukte. Eetprodukte. Ja. Ek wil nie 'n padstal wees nie, Ja. maar ek wil die handgemaakte vye konfyt van Tannie Willa Koen en Henties baie hê, want dis reuse vye daarso in Henties. So ek wil die handgemaakte, jy weet daai locally breadgoeders. Hier is Katima honey. So dis ouens wat die Zambesi heuning kry in die noorde daar in die woude rondom Katima en hulle bottel dit in Katima en dis 'n heerlike molasse heuning. En dit is nie die helfte van die Suid-Afrikaanse pryse nie. Ja, en dis organies, né? Ja. Ons het nie preserveermiddels nie. So ons het gister kom 'n vrou, sy sê asseblief sal wil in Finland 'n biltongwinkel oopmaak of ons vir hulle sal stok. Sê ek ons kan nie eksport, ons mag eksport, ons is meat board, seal of quality gekwalifiseer en geregistreer, né? Maar die feit is daar's ander mense in die mark wat uitvoere doen. Ek wil nie uitvoer nie want ek het nie preserveermiddels nie. Ek kan nie in 'n container op 'n hawe staan vir 3 maande en wag vir clearance nie, want ons doen nie gas nie. Ons produk is in 'n gaatjie sak of in 'n breinpapiersak. 'n gaatjie sak.
Perforated sakkies. Biltong wil asemhaal, hy lewe. Se babasie, ek moet dit vir jou. Hy vir mag jou nie sê. in 'n Gaatjies plastiek sakke. Ja. Wat die hel is 'n gaatjies sak? O, jy moet asemhaal. Perforated bags, ja. Okay. So die produk moet asemhaal of bruinpapier. So of jy vries of jy vreet. Dis biltong. So baie mense sit in die yskas en dan mif hy. Is dit julle motto? Vries of vreet? Vries of vreet, ja, dit is min of meer wat dit is. Okay. Dit is nie baie Wat is jou gunsteling produk? Koeksisters. Koeksisters. Maak jy? Nee. Ek het 'n vrou wat 'n magic hand het met 'n koeksister, maar ek glo in 'n sak koeksisters. Elke vrou moet 'n sak koeksisters in die huis hê, in die diepvries. As jy die braai doen, dan haal jy die koeksisters uit en sit dit op die tafel neer en elke ou vat eene of hy los dit. Ja. Wie wil pudding maak? Ons het nie meer tyd nie. En ons het almal suiker resistant. So ja, so die idee is 'n soet gaatjie. So nou en dan. nice. Ja. En my springbokpastei, my ma se 1932 resep. Baie lekker ou tydse resepte. Ek hou van ou tydse basiese goed. So ek wil begin met die lamb shank vir 2. Ja. Jy pop in en sê ek het vanaand asseblief ek het die tyd, gee my net iets lekkers. Ja. En ek het klaar vir jou 'n oxtail stew vir 2 met wortels en aardappels of 'n lamb shank wat klaar is. So ek wil sulke Doen julle goedjies lei begin. baie Jolie? Ja, ons doen. My boekieper sal nie beïndruk wees Onthou net ek weet goed wat die ander mense weet. Ek sal Gaan nie jy val- begin gaan met nie jou val- lei gaan nie baie. val af voor ek. Ja. Jou nee. gaan nou hierna met Jolanda praat in die fabriek waar al hierdie biltong en droewors en steaks en maalvleis en wat is daai goedjies wat jy nou vir ons gegee het? Oh, die bacon cherry bomb. Bacon cherry bombs. Yes. En dan gaan ons kyk of Simbabasia weet hoe om 'n wors te stop. Ja, ek dink julle stop al, julle mins tog nie. Nee, maar Dis jy 'n moet lang vir haar storie. wys Okay. Hoe? alles Ek weet waartoe jy op pad is. bly ingeskakel. Beter as dit kom dit nie. Daarom op 'n Vrydagoggend 'n stukkie vars vleis so langs jou te hê is hemels. Jolande, vertel vir ons, hoe oud was jy toe jy die eerste keer jou hande op 'n stukkie vars vleis gekry het? Wel, soos alle goeie Namibiese mense, ons in die platteland groot geword natuurlik. En dan het ons elke jaar gaan jag in die Kalahari. En dan ja, en dan het ek vandat ek so groot is kan ek onthou ek die ene wat moet sit in die kartvleis. Jy moet die blokkies, né? Ja. Yes. En al die seningetjies uitsny sodat ons wors kan maak. So ja, so ek het vleis gewerk vandat ek kan onthou, vleis gesny, steaks gesny. So ja, gelukkig is dit iets wat in 'n mens se bloed is. Ek dink almal van ons meeste Namibiërs kan hulle eie vleis maak, kan hulle eie biltong maak en spice en En ophang. Ek moes opklim en hang en weer afhang. So ja, so die basiese beginsels. Die basies is daar. En weet jy, ek dink daar was eintlik baie min mense wat dit relatief gesproke nou nog vandag is so doen. Ek onthou altyd as julle is ook in die garage opgehaal. Ja. En dan jy wag mos daaronder dat dit moet droog word en jou ouers is kwaai en dan kan jy so 'n bietjie afbyt om ag, dis wonderlik. Wat is vir jou is daar verskillende vleissoorte, werk hulle verskillend in terme van is party makliker as ander? ja. So as jy silverside maak jou lekkerste biltong en jou mooi biltong. Hoekom? Ek verstaan Want nie. dis die buitekant van die vleis. Nou ek is nie 'n blokman nie, hierdie manne sal beter weet as Hulle ek. verstaan van silver Ja, side. asseblief. Ek weet net silverside is die mooi biltong. Topside en so maak 'n lelike biltong, maar dis ook biltong. Biltong is biltong. Want jou buitekant is, maar jou binnekant moet ook daar wees. So daar's altyd almal sê altyd ek soek vet biltong. Geel vet biltong. Geel vet biltong. Ooh, dier. Ouer diere is geel vet. Regtig? Jonger diere is wit vet.
My So, maggies. maar die groot ding is dat jy het net soveel mooi biltonge wat uit 'n bees uit kan kom. Ja. Dis soos okstel. Ja, Iemand sê ja, ja. maar ek soek 11 okstels. Ek sê maar ek het nog nie 11 beeste geslag hierdie weekie. So, daar's net een ster Ja, kan 'n bees. ja, ja. So die konsep is net dat ons probeer van die boer af reguit die diere kry karkasse en dan dit wat ons het ons en dit wat ons kry dit werk ons. Jagtyd het baie boere vir ons diere gebring. Maar dan sien jy, okay, nou kan ek die boulo van die bees kan ek gebruik om goulash te sny. En ek kan die so jy gebruik elke snit net vir 'n ander ding en ek sien resepte. So as ek 'n stuk vleis sien wat hier lê, ek is lus om hom nou te spice in te lê in 'n rooi wyntjie en om te los en dan gaan ons hom slow roast en by Sondag val hy uitmekaar uit. En dan sit jy 3 aardappels om hom en dan dan moet ons daai soet wyntjie en daar gaan ons. Dis wat ek sien. Dit is ek sien ongelooflik. uit elke vleisding uit sien ek 'n resep wat wil gebeur. So dis vir my lekker. Ek is nie 'n chef nie, ek is nie 'n catering company nie, maar ek het die gevoel vir dit, ja. Die vleis praat met jou Die basies. vleispraat, ja. Dit is ongelooflik. En as jy 'n keuse het, watse wild is vir jou die lekkerste? Oh. Ek moet sê Gensbok want dit is 'n fyn. Maar eland het my regtig beïndruk. As jy 'n eland loin vat en jy sny hom op in steaks, dis absoluut amazing. So ja, so ek dink alle wild is 'n wonderwerk. Die Here het vir ons dit op 'n skingbord gegee. So ons onderskat die waarde van ons wild. Ek wil nie almal sê zebra steak is so lekker. Maar ons hou nie zebra, ons gebruik nie zebra in sulke goeders nie. Maar ja, so steaks oor die algemeen beef is maar die beste, nê? Natuurlik is 'n goeie bees en Gensbok vir my en springbok is mos nou 'n delikatesse. Ja. So dit kry so min as moontlik in die hande natuurlik, ja. Ons kom gou terug na presies hierso waarmee jy besig is. Waarmee is hulle nou hier besig? Alright. So hierdie is nou die manne wat elke dag hulle vat of ons kry bone-in cuts. Okay, so die Wat been dan- is nog daarin. Been is daarin, dan moet hulle eers ontbeen. En hierdie is manne wat binne 3 minute skaap en 'n bees uitmekaar uit kan sny. En hulle ontbeen alles en dan maak hulle jou biltong cuts. Nou sien jy is nou vol senings nog, né? Ja, ja. Vol senings en vliesies. So dis die beginstadium. Daar is jou worsvleisies. Dan gaan jy jou omafipa hê. Sien hierdie bonnetjie hier langs Bonnie? Ja, ja. Hierdie klein bonnetjies? Yes, Dis yes. jou soos hulle begin senings uitsny. So die een ding wat Biltong Bites doen wat baie min ander mense doen is ons sny elke enkele omafipa of 'n sening met die hand uit. Dit So moet jou- nogal gedoen wees, weet Ja, jy, want daar's dit niks so vat tyd. irriterend om so 'n ma se sening in jou kardusie wat jy Yes, baie yes, dikwels in wind te yes. kry as jy gaan So biltong die koop. bites wat ons sny ook is 3 bites. Ons maak nie stokkies se goeie sê, maar die senings moet uit. So die senings moet soveel as moontlik uit. Jy gaan natuurlik altyd dit in biltong behou. Ja, ja, ja. Maar jou bites en jou sening word uitgesny en dan eindig jy net met jou biltongsnitte, jou bites, jou worsvleis en dis dit. Dis die eindproduk. Dan spice ons lê hom oornag en hy word die volgende oggend uitgepak of hy word gemins of gewors natuurlik. En dis dit. Ja, dis 'n baie eenvoudige proses, maar die aandag en die kwaliteitbeheer en die higiëne en die chemikalieë is baie belangrik. Ek is So jou seker, food nie? safety is baie belangrik. Ja, ja. Maklike cross contamination met wild. As mense, jy sien ons werk met handskoene. Ek sien, ja. Want jy kan nie met 'n seerplek aan jou vinger met wild werkie. So al daai tipe goedjies word net bestuur, ja. Maak julle Ekskuus jou, kan ek vir jou vra, Yes, ruik jy asseblief. vleis hierso? staan Wil jy regte neus is antwoord? toe, dit werk nie. Nee. Sê dit griep. Maar ruik jy vleis? Ruik jy vleis? Do you smell meaty? No. So the chemicals and the cleanliness is critical. Sodat jy elke dag as jy hier klaar is hierdie plek pristine en jy het nie 'n enkele bakterie wat kan ontwikkel nie. So ja, dis baie belangrik vir ons, ja. Maak julle eksotiese biltong of maak jy net doodgewone oudtydse boerebiltong met koriander op? Nee. Ons maak, nou, ek sê dit nou nie eksoties noem nie, maar bly lekker. Maar ons maak 'n 80% topside of 'n rampmins, ja. So jy Sjoe. so jy vat top kwaliteit mooi vleiskasnitte, jy mins hom en dan sit jy 20% of so of meer brisket vet in. Net skoon brisket vet. So dit Liewe is 'n genade. geurende boerewors, ja. So ons noem dit ons Elsa Plaza boerewors, want die Elsa Plaza is ons stoep met die restaurante langs ons. Ja. So ja, so dis ons boerewors wat ons pak op die gramme, vacuum seal vir hotelle, restaurante, vir huisvrouens.
vir professionele vrouens het nie tyd dit om kos te maak hè. So ja, so die worsies word gepak en geweeg en die burger patties maak ons ook met dit. Ons kan vir jou 'n spesiale mix maak. Hier kom iemand en sê hulle vir my, sit my bacon in my sit my skaapmin saam met my beesmin. Sit my vark in saam met my patty. So ons kan enigiets vir jou mix. Jy kom sê wat jy het 'n droomresep en ons maak dit vir jou. Kaaswors kan ons maak, baie lekker currywors natuurlik, maar die currywors degenereer die darm vinnig van die spices. Verstaan. So jy moet versigtig wees, hy breek maklik. Yes. Maar die ander ding wat ons doen is 'n flame grill en dis 'n staatsgeheim ongelukkig, so ons sal vir niemand verduidelik hoe hy gemaak word nie. So maar kom jy net hier in en jy vra vir 'n flame grill. Jy vra vir 'n flame grill, dan maak ons hom vir jou en dan verstaan jy hoekom. Okay, ons gaan dit beslis uitprobeer. Een heel laaste vraagie. Ja. As 'n mens die heeltyd met iets werk, bly jy nog lief daarvoor? Is jy nog lief vir 'n stukkie biltong? Ek kom in, ongelukkig is ek nou al 'n junkie, nê? So ek kom in en ek kan nie sonder my cherry bom in die oggend vir ontbyt. Ja, maar daai goed. Ek het ingekom met 'n verkoue, ek is genees. Jy sien. Ek sê vir jou, dit gaan binne aars. Nee, dis 'n cherry bom is 'n bietjie chili, honey pineapple glaze met 'n cherry in, die cherry lê in brandewyn. Dis hoekom ek so goed voel. Ja, jy sien, hy werk. Ja, daar's 'n paar goedjies, ek geniet dit nog en Johan is amazing. Johan werk met verskillende spice blends. So hy kom almekaar met 'n nuwe produk uit en dan is ek die guinea pig wat moet proe natuurlik. So dan proe ek en dan sê ons, "Yes, dis 'n lekker bite." So ons bring almekaar nuwe bites. Die ou tradisionele resepte het ons gehou. Ons het van hulle bietjie getweak en dan het ons kliënte gekom en gesê, "Moenie dit doen nie. Ek soek my ou biltong." Dan maak ons die ou biltong vir hom. So ons maak vir baie mense baie unieke produkte, soos biltong sonder spices maak ons ook. Ja. Vir die wat net, vir al wat sieker is, mense wat siek is en so aan. En as baie mense wat net soek vir koriander en sout en peper en dis dit. En dan maak ons dit vir jou. So ja, so ons maak dit, maar nee, jy verloor nie jou lus vir dit nie, want jy innovate aan mekaar. Jy maak aan mekaar ander tipe produkte, ja. My mond water nou behoorlik. Ek en Henriette gaan nou op 'n proesessie gaan. Dankie Jolande. Dankie, Jo. Lekker ons. Hier. Ja, net so. Sien jy Jojo? Dis hoe jy dit vashou, saggies. Nie sterk nie. Nie sterk nie, Jo. Nie te styf nie. Okay. Okay. Jo, wil jy 'n bietjie vashou? Ek deel graag. My bors is jou bors. Maar my vrou se hand moet altyd voor. Teen die pypetjie wees. Teen die pypetjie. Niet ver. Wat 'n vieze pypetjie? Wat 'n pypetjie? Meesterpypetjie. Wat daai bors Henriette. Ek het by die pypetjie kom. Okay, ons kyk lekker hier by Biltong en Bites. Dan trek Okay, los. Okay, weet jy, Ek hoop julle naweek is nie so gemors nie. Maar ons is die one hit wonders. Ja. En by uitspeel kom jy altyd eerste, net jou. lekker naweek vir julle.